Liewe tiener, dit begin by jou. 'n Kruistienersles vir Parasha Acharai-Mot en Kedushim. Het jy al ooit gevoel, jy leen iemand anders se geloof? Jy bid soos hulle bid, jy glo wat hulle glo, maar as dit regtig moeilik raak, is daar niks wat jou dra nie. Hier is die waarheid, jy kan niemand anders se olie hê nie. Jou verhouding met Abba Vader is nie oorerfbaar nie. Dit is persoonlik. Dit begin by jou. En as jy nou eerlik is jou geloof joune, of net iets waarin jy groot geword het? Vandag gaan ons praat oor wat dit beteken om regtig voor hom te staan. Nie vol van die wêreld nie, maar leeg genoeg om gevul te word met hom. Het jy al ooit stil gestaan by die gedagte dat jy 'n unieke, onvervangbare plek in die koninkryk van Abba Vader het, wat niemand anders kan vul nie? In 'n wêreld waar ons dikwels gedefinieer word deur die groep waarby ons behoort, is daar een waarheid wat bo alles uitstaan. Jou verhouding met die Skepper is 'n persoonlike een. Dit kan nie geërf of by jou ouers geleen word, of deur jou vriende gebloed toe word, of deur punte en prestasies behaal word nie. In die Hebreëse denke het 'n geleende lamp geen olie nie. As die donkerte kom, kan jy nie op iemand anders se lig oorleef nie. Jou geloof moet jou eie wees. Ek daag jou vandag uit om op te hou 'n toeskouer in jou eie lewe wees. Mag die les 'n vuur van die Torah in jou aansteek. Om werklik in sy teenwoordigheid te stap, vra 'n doelbewuste keuse om leeg te word. 'n Konsep wat ons vind in die fees van Yom Kippur. Yom Kippur, of die dag van versoening of toedekking, soos beskryf in Levitikus 16, was nie bloot 'n ritueel nie. Dit was 'n dag van nasionale en diep persoonlike reiniging. In Levitikus 16 vers 29 tot 31 gee Jodai die opdrag om julle siele te verootmoedig of in nederigheid te vas. Dit beteken om jouself leeg te maak. Dit was 'n keuse om jou eie wil, die honger van die liggaam en die geraas van die kamp uit te skakel. Waarom? Sodat hulle leeg genoeg kon wees vir die teenwoordigheid van Jodai om hulle te vul. Hierdie leegmaak is 'n voorvereiste. Net soos 'n beker wat reeds vol vuil water is, nie met vars water gevul kan word nie, kan Abba Vader sy Shekinah glory, sy tasbare, heerlike teenwoordigheid, nie 'n hart vul wat reeds vol is van homself nie. Om in nederigheid te buig, beteken jy gooi die rommel van jou eie ego, jou planne en die wêreldse geraas uit. Daar is 'n massiewe verskil tussen godsdienstige gewoonte, om dinge te doen omdat dit van jou verwag word, en 'n hart wat as 'n leeuhouer voor God staan, gereed om deur hom alleen gevul te word. Die hoëpriester moes eers vir homself en sy huis toedekking doen, soos ons lees in Levitikus 16 vers 6, voordat hy die allerafgesonderde plek kon betree. Jy kan nie die krag van God dra as jy propvol van jouself is nie. So wat vul jou hart tans? Is dit die jag na aanvaarding? Is dit die vrees vir mense se opinies of groepsdruk? Is dit geheime sondes of dooie werk wat jou gewete pla? Is dit dalk selfsugtige ambisie wat Abba Vader se planne nie insluit nie? Maar wat is die doel? Waarmee wil jy gevul word? Dis 'n honger na Abba Vader se teenwoordigheid. En dit is die vrede wat slegs van sy gees kom. Vandag het ons direkte toegang tot hierdie teenwoordigheid. Yeshua, ons hoëpriester, het soos Hebreërs 9 sê, die pad oopgemaak, sodat jou houer nie net skoon gemaak word nie, maar heeltemal vernuwe kan word. Die gedeelte Acharai-Mot beteken na die dood. Dit verwys na die dood van Aaron se seuns, wat met vreemde vuur voor Abba Vader gekom het in Levitikus 16 vers 1. Dit is 'n ernstige waarskuwing. Ons kan nie God nader op ons eie terme of met 'n ligsinnige houding nie. Heiligheid vra ontsag en respek. In Levitikus 16 vers 7 tot 10 sien ons die simboliek van die twee bokke.
Een bok was 'n offer vir Abba Vader, maar die ander was vir Azazel, die bok vir totale verwydering. Die priester het sy hande op die Azazel-bok gelê en al die skuld van Israel bely. Die bok is dan die wildernis ingestuur om nooit weer gesien te word nie. En dit is die kern van wat Yeshua vir jou gedoen het. Hy het nie net jou sonde bedek nie, hy het dit verwyder. Hebreërs 9 vers 14 sê, sy bloed reinig jou gewete van dooie werk. Moenie wag vir 'n middelman soos 'n pastoor, 'n mentor of jou ouers om jou namens God te nader nie. Die voorhangsel is reeds geskeur. Die pad na die afgesonderde plek is oop deur Yeshua se bloed. Stap self daarin. Liewe tiener, dit begin by jou. In Levitikus 19 vers 2 gee Abba Vader 'n bevel wat jou hele identiteit herdefinieer. Wees afgesonderd, want ek, Jodai-Wawai, julle God, is afgesonderd. Die Hebreëse woord Kodesh beteken om eenkant gesit te word vir 'n spesifieke koninklike doel. Dit gaan nie oor 'n lys reëls nie, dit gaan oor wie se karakter jy weerspieël. Ek herhaal, ek is Jodai-Wawai, julle God. Hierdie frase is die seël van gesag, dit is die koninklike stempel. Heiligheid is nie iets wat jy net in die kerk beoefen nie. Dit is hoe jy optree wanneer niemand kyk nie. Dit is die keuse om die karakter van Abba Vader sigbaar te maak in jou skool, op die sportveld en in jou huis. Daar is 'n delikate balans in die skrif. Levitikus 19 vers 3 beveel respek vir ouers, maar Levitikus 18 vers 3 tot 5 waarsku ons om nie te doen volgens die dade van die land van Egipte of die gewoontes van die wêreld nie. As die verwagtinge van mense bots met Abba Vader se duidelike opdragte, onthou, hy is jou hemelse pappa. Jou lojaliteit lê by die hoogste gesag. Soos 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 bevestig, moet jy as 'n gehoorsame kind weier om terug te val in die vorm van jou vorige begeertes. Jou getrouheid aan die hemelse Vader troef enige menslike logika of groepsdruk. Ons eer ons aardse ouers, maar Jodai-Wawai is die hoogste Vader. As aardse reëls ooit bots met God se instruksies, is dit sy stem wat die deurslag gee. Moet nooit die fout maak om te dink dat klein wette nie saak maak nie. Boas se lewe is die bewys dat jou integriteit, wanneer niemand kyk nie, die geskiedenis kan verander. In Levitikus 19 leer ons van die wet van die rande. Dit lees in vers 9 tot 10 bevat 'n opdrag wat baie as onbelangrik sou beskou. Dit lees: Wanneer julle die opbrengs van julle land oes, moet julle die rande van die land nie heeltemal afoes nie. Jy moet dit vir die armes en die besoekers laat oorbly. Boas se gehoorsaamheid het die geleentheid geskep waar Rut, die weduwee, hom kon ontmoet in Rut 2. Kom ons kyk nou bietjie na die domino-effek wat hierdie gehoorsaamheid gehad het. Geen gehoorsaamheid aan die wet van die rande nie, is gelyk aan geen kos vir Rut nie. En dit is gelyk aan geen ontmoeting met haar losser nie. As Boas hierdie klein detail geïgnoreer het, sou daar geen huwelik gewees het nie, geen koning Dawid nie, en uiteindelik geen messiaanse lyn vir Yeshua nie, soos ons lees in Rut 4 vers 21 tot 22. Jou keuse om vandag getrou te wees in die klein dinge is 'n domino wat dalk die redding van geslagte na jou kan aktiveer. Jou private besluite om heilig te lewe en God se gesag te volg, selfs wanneer dit boring of onnodig lyk, is die meganisme wat God gebruik om 'n nalatenskap van redding deur jou te bou. Jou gehoorsaamheid vandag ontsluit die toekoms vir ander môre. Jou gehoorsaamheid ontsluit ook nuwe beloftes. Jy het dalk al gehoor dat alles ten goeie meewerk, Romeine 8 vers 28. Maar lees die res van die vers. Dit is vir diegene wat hom lief het. En hoe lyk liefde vir Jodai-Wawai?
Dit is om sy instruksies te onderhou, omdat jy weet dit gee lewe, soos ons lees in Levitikus 18 vers 5. Sy reëls is nie tralies om jou toe te sluit nie. Dit is heininge om die wolwe uit te hou. Yeshua leer ons in Matteus 15 vers 18 tot 20, dat ware onreinheid nie van buite kom nie. Dit ontspring uit jou verstand, wil en emosie. Ware gehoorsaamheid is nie 'n uiterlike vertoning nie. Dit is 'n innerlike belyning. Liewe tiener, ek wil vandag hê jy moet besef, jou geloofsreis is joune alleen. Niemand kan namens jou heilig wees nie, en niemand kan namens jou in Abba Vader se teenwoordigheid staan nie. Soos 1 Petrus 1 vers 13 tot 16 sê, bind die heupe van jou verstand vas. Wees waaksaam. Moenie weer deel word van jou vorige begeertes nie, maar wees afgesonderd in jou hele lewenswyse. Vandag is die dag om op te hou wag vir toestemming van die wêreld. Kies om die gewoontes van die land te laat staan en nader Abba Vader in opregte nederigheid. Op die dag van Yom Kippur moes die hoëpriester alleen in die mees afgesonderde plek ingaan. Geen vriende, geen familie, geen skare nie. Net hy en die teenwoordigheid van die lewende God. Liewe tiener, daar kom 'n oomblik in jou lewe waar jou ouers se geloof of jou vriende se opinies nie meer saak maak nie. Jy gaan alleen voor Abba Vader staan. Niemand word gered deur 'n ander se geloof nie. Dit begin by jou persoonlike verantwoordelikheid om jou verstand, wil en emosie af te sonder vir hom. Abba Vader wag nie vir 'n volwasse weergawe van jou nie. Hy soek die tiener van vandag, net soos jy is, maar bereid om leeg te word, sodat hy jou kan vul met 'n doel groter as jouself. Eendag gaan jy alleen voor Abba Vader staan. Nie saam met jou ouers nie, nie saam met jou vriende nie, net jy. En die vraag gaan nie wees, wat het hulle geglo nie. Die vraag gaan wees, was jy myne? Jy kan niemand anders se geloof leen nie. Jy kan niemand anders se olie leen nie. Dit begin by jou. Nie môre nie, nie eendag nie, maar vandag. Liewe tiener, dit begin by jou, vandag. Wees afgesonderd, want hy is afgesonderd. Shalom.